weerhou onsself van alles wat nie reg is voor huweliks. So dit sluit dan voor huwelikse seks in, dit sluit in jullie saam te bly voor die huwelik nie. So die term kuisheid behels dit alles. Goeiedag en hartlik welkom by Om die Woord. Vandag praat ons oor 'n aktuele onderwerp en ek het hier saam met my vir Pieter Duisel, Alistair van Heerden en Skalk Buys. Baie welkom julle. Baie dankie. En goed om hier te wees. Ons praat vandag so 'n bietjie oor sedeloosheid. Dit is nou eintlik nogal 'n redelike breë term. Dit is nie baie spesifiek nie, maar ek dink dis 'n tipe lewensmentaliteit en lewenswyse wat baie mense eintlik maar navolg, nee, die woordjie sedes, dit beteken eintlik jou morele beginsels. So as jy sedeloos is, dan lewe jy sonder om werklike morele beginsels na te volg. En deesdae kry 'n mens ook regtig ongelukkig verskriklike klompie kerke wat allerhande sedelooshede goedkeur, wil ek amper sê, nee, wat mense wat sedeloos leef los om sedeloos te leef en hulle nie bedien met die waarheid of met die kerklike tug soos wat die Bybel ons leer nie. So ons praat vandag so 'n bietjie daaroor en ek dink die eerste vraag, die eerste groot vraag as ons nou vanuit die geloof dink aan sedeloosheid, sal wees maar wat is die plek van die Here se wet in 'n gelowige se lewe? En die rede hoekom ons dit moet vra, ons weet ons word nie gered op grond van ons werke nie, ons word gered deur die geloof alleen, omdat ons nie soos die 10 gebooie uit ons eie kon nakom nie, nee, ons kan nie ons saligheid verdien nie, maar tog bly die 10 gebooie belangrik. En die groot vraag is waarom, hoe moet ons dit verstaan? So ek dink Alistair, as jy dalk vir ons so 'n bietjie kan help met daai vraag, die plek van die 10 gebooie in 'n gelowige se lewe. Ja, ek dink jy het al mooi ingelei. Dit is belangrik as mense die 10 gebooie lees. Ek het nou al hier dit teëgekom mense wat bepaalde kritiek het. Nie die gemeentelede self nie, maar mense in die dorp wat bepaalde kritiek het op die feit dat ons elke week nog die 10 gebooie lees. En dis omdat hulle met 'n bepaalde voorveronderstelling na die wet toe kom. En dit kom basies daarop neer dat daai inleiding van die wet van die Here vergeet word. Die feit dat die Here in Eksodus 20 sê, ek is die Here jou God en ek het jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny verlos. Nee, dit is presies hoe jy gesê het, die wet is nie vir ons 'n wyse van 'n pad van redding nie. Dit is nie om te sê kom dit na en dan gaan ek dalk oorweeg om julle uit Egipte land te lei nie. So daai inleiding is geweldig belangrik. Maar die Here sê, ek het julle nou uitgelei en eenvoudig hier is hoe julle nou dankie sê. Hier is hoe julle nou voor my moet lewe, want die Here hou sy verbond, hy het sy beloftes behou, wat hy aan die tuin gemaak het, aan Adam en Eva, deur Noag, deur Abraham, en uiteindelik dan ook weer hier, deur die volk in bewaring te hou, om daai beloftes tot volvoering te bring. Die Here die belofte behou, en nou verlos hy hulle uit Egipte land, en nou gee hy vir hulle sy wet, hoe hulle voor hom moet lewe, in dankbaarheid voor die Here. En daarom ook eintlik baie mooi ons belydenisskrif, ons eie belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismes, wat by die 3de deel so in besonder fokus op die 10 gebooie en die gebed. Die 3de deel wat juist gaan oor 'n gelowige se dankbaarheidslewe, hoe ons nou kan gehoorsaam lewe met die nuwe lewe wat die Here vir ons gee in Christus, en ook dan nou nie net hoe ons kan lewe, maar ons moet lewe, hoe die Here van ons verwag om te lyk as Christene. Inderdaad, is daar nog een van julle twee wat iets het op die vraag, dat iets wil bydra? Pieter, Skalk, julle rustig. Dit is hartseer dat die wet gesien word, want dit is ook om mense nie van die wet hou nie, of van die wet lees hou nie. Hulle sien dit as koud, as beperkend. En ek het selfs al gehoor, hulle sê dit voel onpersoonlik, soos net die reëlboek na jou toe gegooi word, terwyl dit juist die teenoorgestelde is, soos Alistair mooi uitgewys het.
Dis alsbehalwe koud en onpersoonlik en beperkend. Dit rig jou lewe op die regte pad. Dit is persoonlik, want jy doen dit omdat God iets vir jou gedoen het. Wat is die ander kritiek wat ek nou vergeet het, maar julle bedoel wat ek verstaan. Goed, dankie Pieter. Ek dink 'n vraag wat dan hieruit voortvloei nie, as ons dan nou sê, want kyk, die Bybel leer ons baie duidelik 'n gelowige mag nie sedeloos leef nie, nê. Ons leef beginsel gedrewe en die beginsels wat ons volg kom in die 10 gebooie mooi na vore. En dit beteken per implikasie dat ons as gelowiges 'n orde het aan hoe ons leef. En nou het ek al baie predikante gehoor wat verskriklik kunstig dit regkry om te sê, maar onthou, God is nie 'n God van orde nie, maar van vrede. En dan begrond hulle dit op 1 Korintiërs 14. As ons mens mooi gaan kyk dan staan daar eintlik God is 'n God van vrede, nie van wanorde nie. Ek dink ek sal graag, hoe moet ons dit verstaan? Wat beteken dit, Skalk, as ek vir jou sommer kan vra? Wel, om daai gedeelte van Korintiërs 'n bietjie te bespreek, vrede is die natuurlike uitvloeisel van orde. Want as daar nie orde is nie, kan daar nie vrede wees nie. Alles verloop dan in chaos. Maar dis dan baie interessant. Ek het eintlik 'n baie ernstige ewige debat gehad met 'n vriend oor hierdie. Ek hoor hy wat gesê het, ja, maar in die Bybel staan nêrens dat die Here 'n God van orde is. En ek vermoed in Openbaring staan daar wel. Dis daar wel bewys dat die Here ordelik is. Maar ook kan ons dit natuurlik sien in die Here se wet. Hy gee vir ons reëls waarvolgens ons lewens moet rig. Hy skep met orde in die skepping en daarom bars die atome nie ewe skielik nie, want anders sou daar 'n atoombom elke wie weet wat of wanneer afgaan. Maar die atome besluit net om ewe skielik te ontplof. So die Here stel reëls en orde in plek sodat alles goed en ordelik kan geskied. Ons kan nie sê die Here verkies wanorde bo orde of laat wanorde toe buiten sekere gevalle in sy raadsplan. So God is definitief God wat orde verkies bo wanorde. En die natuurlike uitvloeisel daarvan is dan vrede. So ja, ek dink ons moet dan besef, die Here verkies ook en beveel ons ook om ons lewens in te rig volgens orde eerder as wanorde. Ja, so die gevolg van goeie orde is wat? Nee, is vrede. Die teen kan nie teenoor mekaar afgespeel word nie. Ja. Ek wil ook net noem, verskoon, ek sit hier so op die vloer, is nou baie wanordelik van my, maar ons die pragtkabel moet hier so by die rekenaar inkom, hy is bietjie te pop. Okay, goed. Ek dink Skalk, jy het ons mooi gehelp met die feit dat jy daarso, as mens in daai vers kyk, nee, dis vrede en wanorde wat gekontrasteer word, nee. So as jy nou mooi vir jouself dink, waar pas orde in? Dan is dit beslis by die vrede. Ek dink 'n mens sal dalk in reaksie op wat ons nou sê kon vra, jy weet, maar staan daar nie in die Bybel Christus het ons nou vrygemaak nie. Nee, is ons nie vry as ons deel het aan Christus nie. Ja, ek dink Alistair, as jy ons kan help, hoe sal jy reageer op daai vraag? Ja, dit is gemeente mense ook dikwels hoor om nie meer die wet aan te hoor op 'n Sondag nie. Christus het ons nou van hierdie goed vrygemaak, nee, en dit is dink ek beginnende by 'n wanpersepsie van wat vryheid behels. Nee, ek het nou onlangs 'n belydeniskamp gehad en mense vir die belydensklas vra wat is vryheid. Ek dink as jy vir baie volwassenes vra wat is vryheid, nee, dan is dit reëlloosheid, is die eerste gedagte. Reëlloosheid of om nie beperk te word nie, of onbeperk, wat ook al die geval mag wees nie. Dit is nogal 'n deurlopende antwoord wat 'n mens kan kry. 'n Mens gaan nou nogal en mense dink hieroor jou begrip van vryheid. Mooi moet Bybels oriënteer.
En ek wil dan nou 'n bekende gedeelte wat ons nou al baie keer hierdie video's genoem het, wil ek 'n bekende gedeelte noem Efesiërs 2. En Efesiërs 2 wat begin met net dat ons was, ek net al mooi woorde lees. En julle het hy lewend gemaak, julle wat dood was deur die misdade en die sonde waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, nê. Daar was hierdie wetteloosheid, nee, reëlloosheid, nê. So vryheid in die beskrywing daarvan as 'n reëlloosheid of geen beperkings nie, word vir ons beskryf in die Bybel en dit is sonde. Nee, dit word vir ons hier geskryf, jy het gewandel wat goed en reg is in jou eie oë en jy het die pad ingevoeter hoe jy wou. En dan wys dit vir ons in vers 4, nee, maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade het hy ons lewend gemaak saam met Christus. En nou sien ons daar's 'n beweging aan vryheid. Bybelse vryheid is weg van die sonde. Vryheid van sonde, nee, ons word daarvan losgemaak. Dis daai barmhartigheid dat die Here ons verlig uit ons omstandighede, ons tegemoet kom in ons nood. Maar nou in daai plek, nee, is dit nie waar die Here eindig nie. Die Here maak ons nou lewend, nee, ons is nou lewend gemaak, nee, en dat ons nou 'n nuwe lewe vir ons het, ons word deur die kragtige werking van die Heilige Gees lewend gemaak, om nou, nee, te wandel in die goeie werke wat die Here vir ons voorberei het. Want ons is nou sy maaksel, ons is nou geskape in Christus Jesus, nee, so, nou is daar hierdie beweging aan vryheid, weg van die sonde en vorentoe na die Here, of die barmhartigheid en die genade. So, daai vryheid is belangrik om te verstaan, en dan sien 'n mens maar, nee, die vryheid wat ons het, is dat ons nou die Here kan dien, ons kan hom reg ken, ons kan hom reg loof, en dit kom dan uiteindelik neer op daardie hele gesprek van die gedagte van vrye wil. Ons vrye wil het verlore geraak, ons wil het toe nou gebonde geraak in sonde. Daai gebondenheid is gebreek in Christus en nou is ons gebonde aan hom. Dit is nou mooi om daai Romeine 6 wat sê nee, ons is nie slawe meer van die sonde nie, ons is nou slawe aan Christus, ons is nou aan hom gebonde, ons is nou vas aan hom. En die wet speel dan nou daarin, nee, hoe lewe 'n kind van die Here? Want as jy nie die wet van die Here het om te lewe soos 'n kind van die Here nie, dan hoe lyk jy anders? Nee, soos wat lyk jy dan? En ek is seker die luisteraars sal weet, jy lyk dan nie soos 'n kind van die Here nie, jy lyk soos 'n kind van die wêreld. As ek 'n bietjie ekstra iets mag sê, hierdie idee van totale vryheid, van jy wat van wetteloosheid, jy wat kan doen wat jy wil, maak jou eintlik maar 'n slaaf van jouself. En as jy slaaf van jouself is, jy slaaf van jou sondige wil. As jy net vir jouself leef jy eintlik maar vir niks nie. So dit is, daar is nie werklik iets soos totale vryheid, as totale vryheid beteken, dat jy volg jou eie wil die hele tyd nie. Want dis om vir niks te leef nie, is seker geen vorm van vryheid nie. Ja, net om self ag te gee by die Here se woord sê daar in Romeine 6 vanaf vers 17, nadat Paulus mooi die argument voer, sê hy, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. En dan gaan jy nou mooi verder, nee, om te sê, ons gebondenheid is nou in Christus, en dit wat Christus vir ons sê, so, ja, net obedience. Ja, baie dankie. Ek dink, iemand het gesê, vryheid, soos deur 'n sondaar gedefinieer is om te kan doen wat jy wil. Maar vryheid vanuit die Bybel gedefinieer is om te kan doen wat jy moet. En daai moed is nie 'n harde juk nie, dis 'n sagte juk. Dis Christus se juk. Omdat hy die harde juk vir ons gedra het. So ek dink nee, baie dankie daarvoor aan julle ouens. Ek dink onder ons Afrikaners, hedendaagse Afrikaners, as ek ten minste nou dink aan wel die tipe sake waarmee ek te doen kry en ook die tipe lewensideale wat in baie van ons Afrikaanse musiek gepropageer word, dan dink ek twee terreine waarop sedeloosheid veral nogal sigbaar raak in
die lewe van ons volk, dan is dit op die gebied van seks en alkohol. Dan is dit nogal juis die lewensruimtes waarin mense wil ongebonde leef. So ek wil dalk net so kortliks vra oor elkeen van hierdie gebiede afsonderlik. Skalk, as jy ons dalk kan help met die sedes of die beginsels wat 'n gelowige prakties moet navolg op seksuele terrein. Sal dit gaaf wees. Dis eintlik interessant. Ek het nou juis hierdie Sondag wat verby is spesifiek oor die sewende gebod gepreek. En wat nou natuurlik baie mag die egbreek pleeg nie nou. Eerste mense dink nou net okay, gaan oor egskeiding, maar dit gaan eintlik oor hoe ons verhoudings seksueel inrig. Die seksuele verhoudings inrig. En dan die slot term om eintlik dit mooi alles saam te vat is die woord kuisheid. En dis baie sê argaïese woord nie, maar 'n woord wat ons nie alledaags hoor nie en mense sal dit ook beskou as 'n baie ou woord. Kuisheid gaan eintlik daaroor om jou liggaam, jou gedagtes, jou mooi in te rig en nie weer 'n oneer daarmee aan te doen nie, maar om die Here daarmee te keer. En dit beteken dat ons gaan nie rondslaap nie, ons gaan nie losbandig leef nie, ons gaan nie hoereer nie, dit gaan nie egbreek pleeg nie, maar ons is getrou in die huwelik aan ons huweliksmaat en ook so ons is ons weerhou onsself van alles wat nie reg is voor huweliks. So dit sluit dan voor huwelikse seks in, dit sluit in nie saam te bly voor die huwelik nie. So die term kuisheid behels dit alles. En dan die beginsel waarop dit gegrond is dat ons nie aan onsself behoort nie, maar ons behoort aan Christus. Christus het ons duur gekoop met sy liggaam en sy bloed. En so omdat ons liggaam aan Christus behoort, daarom moet ons liggaam toewy in 'n manier wat die Here behaag, wat God goed ag. En dit is dan om ons seksuele ook so in te wy om 'n goderende manier om die Here te eer daar, bedoelende dat die seksuele geskied in die huwelik, nie buite die huwelik. En in die huwelik is dit ook net tussen jou en jou vrou, die huwelikspaartjie. So dit sluit outomaties dan alle ander mense uit. Dit is egbreek as ons dit gaan doen, want dit is 'n verbondsverbreking van die huwelik. En so is nou 'n baie vinnige rofweg opsomming van sedelikheid in die huwelik, nie sedeloosheid nie. Maar ja, as daar iets is wat iemand dalk my wil meer reg help of byvoeg, hoor ek graag. Ek sal graag wil byvoeg as ek ook aan hierdie okkerd gesprek mag deelneem. Op 'n punt het ek toe ek op Port studeer het, was al hierdie liftgroepie. Dis in Port en Pretoria. En dan ry jy saam met randos, die mense wat jy net een keer sien en nooit weer gaan sien nie. En as hulle uit in die swart teologie, maak daar die feit dat hulle jou daar gaan sien vir 2 ure en nooit weer gaan sien nie, hulle baie gemaklik om vrae te vra wat hulle nie vir iemand gaan vra wat hulle verhouding mee gaan bou nie, of enige tipe verhouding mee gaan bou nie. En dit uit hierdie vrae het ek agtergekom dat veral op hierdie terrein wil mense kyk wat hulle mee kan wegkom. So is dit maak wat ek sê, kyk hoe ver hulle dit kan stoot en nog steeds aan die wet van God getrou is, nog steeds Christelik is. En dit is interessant dat soms het hulle 'n bietjie te veel detail gevra, maar goed, hulle gaan my nooit weer sien nie, dis hulle geleentheid ek raai. Maar die algemene antwoord wat ek gegee het, is as jy lief is vir die wet van die Here, dan gaan jy liewer kyk hoeveel jy kan behou, en nie kyk hoe ver kan jy die grense stoot en nog steeds gehoorsaam wees. En dit is ook mens in agneem in verhoudings, want dit wil voorkom dat baie Christelike paartjies wil kyk wat hulle mee kan wegkom. Inderdaad, ek dink dis 'n baie sinvolle perspektief, Pieter. Ek wil nou eintlik sommer juis vir jou gevra het om vir ons net so 'n bietjie leiding te gee oor sedes in terme van alkohol. Ek dink jy het in beginsel nou al klaar 'n ding genoem wat baie belangrik is, en dit is dat ons nie moet probeer kyk waarmee kan ons wegkom nie, maar hoe kan ons die Here gehoorsaam? Maar as jy so 'n bietjie kan uitbrei dalk op alkohol, want dis nogal 'n groot ding ook.
in die hedendaagse kultuur. Nee, dit is ek het agtergekom toe ek vir so 2 jaar nie gedrink het nie. Toe kom ek agter hoe 'n groot deel van die kultuur dit is. As almal rondom my drink en jy drink nie, dan staan jy 'n bietjie uit. En wel ek drink weer nie op 'n manier wat die dokter hoef te stres nie. Maar as ek sê ek drink weer klink dit aaklig, maar julle bedoel wat ek verstaan. Maar ek sê net dit om te sê dat as jy 'n persoon is wat nie drink nie, is also niets fout daarmee as dit jou oortuiging is nie. Maar as dit oortuiging is dat jy op ander probeer afforceer, dan maak jy 'n reël wat die skrif self nie maak nie. As jy probeer byvoorbeeld interpreteer dat Christus die wyn en dit die bevrugte sap verander het, of dit wyn toe anders was, dan is dit baie eiewillige interpretasie om by jou siening te pas. Daar's ons niks fout met nie drink nie, maar daar's ook niks fout met alkohol gebruik op 'n verantwoordelike manier nie. Die selfbeheersing is deel van die vrug van die gees. En dit is interessant dat as jy alkohol gebruik, dan is dit nie net selfbeheersing wat wegval nie, die res van die vrug van die gees val ook maklik weg. So nugterheid is 'n sede. Dit is iets wat gegee word vir 'n ouderling en jy kan nie 'n drinker wees nie. En nugterheid bedoel waarskynlik nugter in denke, maar ook met alkohol, daar selfbeheersing, daar die gedagte van dat jy vir jou dade verantwoordelik wees en alkohol beïnvloed jou dade baie maklik. Ja, dit is gebruik dit verantwoordelik, nie op 'n manier wat jy laat oorgee aan wetteloosheid nie. Dis nou nogal dan som die manne is goed vir die gees. Ja, nee, dit is. Dis vir my nou nogal opvallend hoe ons rondom seks en drank kon sê, dit word nou baie skeef getrek in die wêreld vandag, maar tog is daar vir beide daai sake 'n plek, nê. Die Here wil nie hê sy kinders moet plesierloos of vreugdeloos leef nie. Maar wat hy doen, is hy wys vir ons sy pad, en hy wys vir ons daardeur die veilige pad, en so verdiep hy uiteindelik die vreugde en die plesier wat ons kry uit die gawes wat hy vir ons gee, nee, soos seks en soos drank. Dit is dink ek een van die implikasies van alles wat julle ook gesê het. Ek dink as ons laaste vraag, Pieter, as jy vir ons dalk net so 'n bietjie kan praat, hoe kan ons prakties te werk gaan om oor die algemene, nee, want daar's natuurlik baie meer sedes wat die Here vir ons in sy woord leer as net die twee sake waar ons nou gepraat het. Hoe kan ons oor die algemeen te werk gaan om volgens God se orde te leef? Sien die rede agter die reël. Sien die beginsel raak, want die Bybel is nie soos 'n een vir een antwoordboek nie. Partykeer is dit, maar dit is nie altyd dat jy gaan jou presiese probleem in die Bybel opspoor nie, maar jy gaan die beginsel van jou probleem opspoor. Soos as die Bybel praat oor selfbeheersing, pas dit toe in die omstandighede. So kyk, hoe kan jy die Bybelse sedes, wat ook al dit mag wees, of dit vergewing is, of dit werk wat tot die eer van God is, of dit enige van die 10 gebooie is, kyk hoe pas jy dit toe op jou lewe op 'n manier wat God eer, en moenie probeer 'n een vir een reël maak nie. Ja. Ek wil om 'n baie simpel voorbeeld te gee, is 'n debat wat ek en my vrou met mekaar gehad het, is waar ek gesê het jy moet die beginsel van die wet volg, nie die reël van die wet. Dat as jy nie nodig het om op 'n plaaspad die flikker hoef aan te sit om links te draai nie, dan kan jy maar net links draai. As die naaste kar 50 km weg van jou af is, dan kan jy net maar links draai sonder om die flikker aan te sit. So, dus dan kom jy op die beginsel, nie op die reël van die wet. Ja, dis nou in terme van landswette, nee. Maar goed, ek dink dis baie kosbaar net dat 'n mens verstaan hoekom die Here sê wat hy sê, want dit leer hy ook vir ons in sy woord. En ek dink dit is ook deel van die antwoord, nee, om volgens God se orde te kan leef, moet mens sy orde ken in die eerste plek, maar bo dit alles vir hom ken. As 'n mens hom nie ken en met hom in gemeenskap met hom leef en hom liefhet nie, dan gaan sy orde nie vir jou goed op die oor val nie, nee, of jy gaan dit nie wil volg nie. Maar daarom
moet ons erns maak daarmee om die Here te ken en dan vloei 'n ordelike lewe daaruit voort. Dankie broers, is daar enige van julle wat nog iets wil sê voor ons afsluit? Ja, dis gaaf geweest. Nie sedeloos wees nie. Goed. Baie dankie Pieter. Dan sluit ons hiermee hierdie episode af. Baie dankie vir al ons luisteraars en dankie Alistair, Skalk en Pieter ook vir julle sinvolle bydraes en dan sien ons vir julle volgende keer.